Okay, luister hier, kom ons begin, anders my vrou sê ek praat te veel nonsens voor die tyd. Sy sê 15 minute lank praat jy net, jy kom nie by die woord nie. So hier kom ek. Okay. Ons is in 'n reeks waar ons vandag, soos ek sê, klaarmaak in 'n nuwe reeks. Klaarmaak vir ons 'n nuwe reeks begin waar ons so 'n bietjie gepraat het oor hoe om balans te kry of wat is dit om balans te hê? En toe het ons dit teruggetrek na ons finansies toe. So week 1, as jy dit gemis het en jy's baie lus om dit te gaan kyk, jy's weer as welkom is op YouTube. Het ons mekaar gesê die eerste ding, ek gaan nou sommer die eerste ding om balans te hê, is ek moet 'n verwysingspunt hê. Ek kan nie rondkyk nie want dan gaan ek val. Right, so ek moet die hele tyd op een plek 'n verwysingspunt hê. En ons het dit teruggetrek na ons finansies toe om te sê ons moet 'n verwysingspunt hê in ons finansies. Right? We have to know where our money go. Right? Om balans te hê in jou finansies, moet jy weet waarheen gaan jou geld. En ons het nog ons huiswerk gehad vir van julle wat dit gedoen het om te gaan sê, gaan kyk vir die volgende paar weke of vir die volgende paar dae, waarheen gaan jou geld? Jy gaan geskok wees om te sien hoeveel geld gebruik jy in KFC. Right? Jy gaan geskok wees om te sien hoeveel van jou geld gaan na plato koffie toe. En you have to know where your money goes. En dan kan jy 'n verwysingspunt hê om te sê, okay, hier is die budget of hier is die, daar vloek ek in die kerk. Sorry julle. Alright, budget, vloek ek weer. Alright, so dan kan jy dit, dan kan jy daai doen. Week 2, verlede week het ons gesê, daar moet 'n doel wees met geld. Vir my, om te balanseer, my doel is om nie te val en nie om te val nie. My doel is om regop te staan. Met die paal, toe ek die paal so balanseer, my doel was om die paal te balanseer. En almal van ons het 'n doel met geld, né? En Jesus se plan en sy doel met geld en ons doel met geld is om hom nie net te eer met 'n sekere persentasie nie of wat ook al, om hom te eer met alles. Alles is in elk geval syne. Alles kom in elk geval van hom af. Alles word van hom af gegee. So al wat ons doen is, die Here vra nie vir jou om nie. Ons het die voorbeeld gebruik, as jy my kar leen. Right, iemand het vir my gesê, jy leen nie jou kar uit vir mense nie. Right, so, okay. As jy my kar leen, gaan jy nie net 3% van my kar teruggee nie, jy gaan alles van die kar teruggee. Right, so alles. Okay. So dis verby. Vandag wil ek met jou chat oor al jou ekstra geld. Nee, ek is in die verkeerde diens hier so, Erik. Nee, Erik, jy het nie, ek het nie ekstra geld nie. Wel, maak vas jou gordel. Jy het. Sien, die probleem is net, dat al ons ekstra geld wat ons het, word eider gebruik dadelik, of word net gespaar, om weer later gebruik te word. En wanneer iemand vir jou vra, of het jy ekstra geld, is ons antwoord dadelik, nee, jy's mal. Niemand van ons het ekstra geld nie. Ek het nie 'n idee waarvan jy praat nie. En by the way, ek en jy het. As jy vanmôre hier sit en jy het in 'n huis wakker geword, okay? Meeste van julle het in 'n huis wakker geword en iets geëet voor die kerk toe gekom het, of gaan nou ietsie eet nadat jy van die kerk gekom het en jy het met 'n kar na die kerk toe gekom. Luister hier, al daai goeders. Dis ekstra. Dis ekstra. En die vraag wat ons onsself moet vra, wat doen ek met my ekstra geld? Want Erik, ek weet nie dat ek ekstra het nie. Wat doen ek met my ekstra geld? As jy hierdie maand iewers in jou lewe by 'n koffiewinkel gestop het en jy het vir jou koffie gekoop en jy het 'n unlimited wifi router in jou huis met jou selfoon waarop jou kinders kan YouTube kyk. Luister, jy's skatryk. Inteendeel, ek het 'n artikel gelees wat sê jy's die 5% rykste mense ter wêreld. Die feit dat jy wifi en 'n selfoon het, right, en jy iewers by 'n koffiewinkel gestop het vir koffie, is jy die 5% rykste mense ter wêreld. Die van julle wat met 'n kar vanmôre teruggekom het, die van julle wat met 'n kar kerk toe gekom vanmôre het, jy's in 'n absolute eksklusiewe groep mense ter wêreld. Inteendeel dink ek, het die artikel sê 2% van die rykste mense ter wêreld karre, en van julle 2. Selfs 3. Jy's skatryk. En ek wil vanmôre jy moet dit weet, jy's skatryk. Ek weet nie of jy ooit in jou lewe iets wat gewerk het, gevat het en dit gaan ruil het vir ietsie anderste nie. Ietsie beters nie. Ons doen dit gewoonlik met ons selfone of ons gedoenlik met ons kar of wat ook al. Dit beteken jy het ekstra. Ek weet nie wie van julle daar op Facebook maak het, iets gebemark om te sê, luister, ek het al hierdie ekstra goed in my huis wat ek in elk geval nie gebruik nie, so nou verkoop ek dit aan iemand. Hey, jy het ekstra. En kerk, ek en jy dink nie ek en jy besef dat ons dit het nie. En ek wil vanmôre so 'n bietjie kom stuur, want dit is nou klaar, en dan kan ek eers weer oor 'n jaar praat met finansies. So, ek gaan dit nou maar 'n bietjie kom stuur, vanmôre. Ons almal het ekstra. En die vraag wat ek wil hê, wat ons moet vra is, as ons gebalanseerde lewe wil lewe,
As ek en jy ons finansies wil balanseer, gaan ek en jy moet uitfigure, wat doen ons met ons ekstra? En wat moet ons met ons ekstra geld doen? Wat moet ons met ons ekstra geld doen? Right? Ek dink die enigste tyd in my lewe, wat ek baie keer voel, ek het ekstra, is wanneer ek om mense kom wat minder as ek het. Die oomblik wanneer ek met mense te doen kry wat minder as ek het, dan besef ek altyd, yes, Erik, ek is eintlik gebless. Ek het eintlik soveel ekstra. Soveel ekstra. Ek weet nie van julle geweet het nie, maar ons mense wat gisterand buite geslaap het. Ons mense wat vanaand, wanneer ek en jy gaan buite slaap, terwyl ek en jy binne slaap, in 'n huis, nadat ons kos geëet het. En dan gaan ons heater aansit. Ons is koud. En van ons het 'n elektriese kombers wat ons 2 ure voor die tyd gaan aansit. Om warm te kry. En dan gaan ons in die bed klim. Met ons unlimited wifi. En ons gaan iets op ons TV stream. Ons Netflix, wat ons betaal. En dan gaan ons koffie drink uit ons lekker koffiemasjien. Nadat ons warm gestort het. En 'n lopende water het. Waar die toilet flush. Ons is skatryk, julle. Ons is absoluut, ons is skatryk. Weet ek is nou die dag genooi na mense toe om daar te gaan kuier. Ons in gesin is genooi na mense toe. Ek weet nie, die areas Velens was eintlik daar op in die bergse kant, en toe ons nou daar ry, dat al 5 van ons, selfs Boetie wat nie so verstaan het nie, ons monde het oopgehang van die huise. Ons monde het, ons daar inry, ek kan nie die straat se naam onthou nie. Toe ons daar ry, ons monde het oopgehang van die huise. Mense het hulle persoonlike sekuriteitsmaatskappye en ouens met gewere wat op en af marseer om die huis in die goud te kry of om die huis op te pas. Ons was verstom gewees. En die een keer toe ek ry en ek hierdie pragtige plekke sien, het ek gedink, sjoe, ek is daarom gebless, ek het omtrent ekstra nie, hè? My gedagtes hier die hele tyd gaan, maar hoekom het ek het nie? Hoekom het ek nie 'n persoonlike gun hou wat op en af in die straat loop? Dit sal cool wees. Okay. Hoekom het ek het nie? Hoekom het ek nie 'n bowling alley in die middel van my garage nie? Hoekom het ek het nie? Want dan, nie een keer het ek gesit en gery en gedink, wel, yes, jy weet, ek is gebless nie. En is dit nie die samelewing nie? Die samelewing het so gemaak dat ons gefokus is op die dinge wat ons nie het nie. En dan dadelik neem ons aan dat as gevolg van die feit dat ek nie daai het wat daai ou het nie, het ek nie ekstra nie. Dis die samelewing. Hulle wil hê ons moet so fokus op dit wat ons nie het nie. So nou jy beskryf, maar ek het nie 'n nuwe kar nie, maar ek het nie so groot huis nie, maar ek het nie dit nie so. Erik, ek het nie eintlik ekstra nie. En die waarheid is dat almal van ons het ekstra. En dalk sit jy vanmôre hier, ek het dit so in bold neergeskryf dat ek kan onthou, van julle gaan deur 'n moeilike tyd. Ek verstaan dit. En ons van julle wat op hierdie stadium struggle in finansies, ek verstaan dit heeltemal. En ek het dit al vir jou gesê, as jy moet kies tussen gee en kos koop, asseblief koop kos. Inteendeel, vra die kerk en ek sal namens jou kos koop. Ek sal vir jou kos koop, sê sukkel. Alright? So ek weet jy moet vanmôre nie. Maar baie van julle, 90% van julle sal vanmôre sit en sê, Erik, weet, ek het ekstra, jy's reg. En wat jy besluit, die besluit wat jy neem, wat jy doen met jou ekstra, is 'n refleksie van jou hart. Wat jy doen met al jou ekstra geld, is vir my 'n indikasie oor wie beheer jou hart. As jy die Bybel skrif, waar Jesus die probleem van ekstra kom aanspreek. So 'n stukkie waar Jesus daaroor praat. En ek het so 'n bietjie gaan lees, Jesus kom praat hier eintlik met 'n gemeenskap, en die gemeenskap is eintlik 'n arm gemeenskap. Dis regtig 'n arm gemeenskap. Die rede hoekom hulle ook so arm is hulle word triple belas deur die government. Alright, so hierdie ouens, hierdie groep mense, hulle sukkel. Alright, hulle is arm. En hier kom Jesus, en hy praat met hierdie arm gemeenskap. En ek het gedog, wel, as dit ek was, sou ek seker nie gepraat het oor finansies nie. En Jesus kom en hy praat juist met hulle oor al hulle ekstras. Ek is soos die boldness wat Jesus het, nadat hy geweet het hierdie ouens sukkel finansiëel, wat kom hy en hy kom praat juist met hulle oor hulle finansies. Luister, ek sê vir julle nou som eerlik, vra Alicia, vra my ma, ek is so bang om by die kerk finansies te praat, ek hardloop elke keer weg, ek sê altyd vir Alicia, wil jy nie preek nie? En dan hardloop sy Randfontein toe.
Man, ek is so bang oor. Maar hier kom Jesus, boldness, hy weet die ouens struggle finansiëel. En hy kom en hy sê, kom ons praat 'n bietjie oor julle ekstra geld. En jy gaan sien in hierdie storie kom Jesus en hy maak hierdie een groot statement. En die oomblik as jy hierdie statement gaan hoor, dan gaan jy dink, shoot, dankie tog, dis nie op my van toepassing nie. Ek het daarom niks hiermee te doen nie. En dan net direk na die statement kom Jesus en hy vertel 'n gelykenis. En wanneer jy dan na hierdie gelykenis luister, dan gaan jy dink, okay, dalk is hierdie storie eintlik vir my bedoel. Dalk maak dit sin. So kom ons begin met die statement. Lukas 12 vers 15. Toe sê Jesus vir hulle, pas op, wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Check die statement. Want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe ek dit hoor, toe sê ek so, dankie tog, is nie ekkie. Dankie tog, ek kan rustig sit en vermoere luister na die preek, want is definitief nie ek nie. So Erik, jy kan maar met die ouens praat met my man langs en hy het dit nodig. Praat maar met daai gesin, ek kan sommer daai gesin, maar dit count nie my nie, ek is veilig, want ek weet die lewe gaan meer oor staf, ek weet die lewe gaan baie meer as oor my besittings, ek weet die lewe gaan baie meer oor as my geld en my besittings. Ek het onlangs soveel stories gehoor waar mense klomp geld verloor het en selfmoord gepleeg het. Soveel stories gehoor. Ek weet nie of dit juist is omdat ek besig hier is nie, maar mense hulle lewe selfmoord omdat hulle geld verloor het. En as ek dit hoor, dan wonder ek, wat is die rede? Hoekom het dit gebeur? En die rede is dat hulle het gedink dat hulle lewe is afhanklik van hulle besittings. Hulle het gedink dat die oomblik toe hulle al hierdie staf van hulle verloor, dat hulle lewe is daarmee heen, so die beste daarvan is net om selfmoord te pleeg. En Jesus kom teach hierdie ouens, hierdie gemeenskap, en ek dink hy wil ons vermoed dalk ietsie leer, baie subtiel oor ons ekstras. En Jesus sê vir hulle, as julle ekstra het, sê hy van hierdie vers, hy pas op julle. As jy vermoed hier sit en jy weet jy het ekstra, ons het nou gehoor ons is skatryk, dan sê hy vir hulle, pas op julle. Julle loop in die gevaar om te dink dat julle afhanklik is van julle besittings. Julle ouens moet pas op, want julle dink dat alles wat julle kry, is soos kos en water. Alles wat julle het extra's vir julle om te gebruik, en net vir julle consume, en net julle moet dit gehê, en net julle moet dit gebruik, en net julle mag dit, hy sê, pas op julle ouens, julle moet versigtig wees, dat julle nie afhanklik raak, van julle besittings nie. En ons weet dit. Almal weet dit. Almal van ons weet dat lewe gaan oor baie meer as staf. Almal weet dit. Maar tog lewe ons asof dinge ons kontrol het. Tog lewe ons asof geld kontrol oor ons lewe het. Tog lewe ons asof ons karre en ons huise en ons klere kontrol oor ons lewe het. En Jesus kom sê dit. Hy sê, Jesus leer dit, hy sê, wil julle weet of julle so lewe? Wil julle weet of julle so lewe? Kyk wat doen jy met jou ekstra geld. Net so. Kan ek vir jou wys of jy weet of jy afhanklik is van jou besittings? Wil jy weet, wil jy jouself toets? Yes. Wat doen jy met jou ekstra geld? Check die gelykenis. Lukas 12 vers 16 tot 19. Toe vertel Jesus hulle 'n gelykenis. Hy sê 'n ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en ek sal dit groter bou. En daarin sal ek al my ekstra graan en al my ander ekstra goeders opgaar. En dan sal ek vir myself, mens, maar jy het baie goed wat weggesit is vir jare. Hou op met werk, eet, drink en lewe lekker. Ja, dis 'n goeie plan, is dit nie? Dis 'n fantastiese plan. Ek kan nie fout vind met hierdie plan nie. Dis 'n fantastiese plan om groter plekke te bou vir al jou ekstra staf. Come on. You set for life. Imagine ek kan groter plekke bou en meer storages kry vir al my ekstra staf wat ek het. Ek is set for life.
Ek het genoeg om nou te lewe, ek het genoeg om vir later te lewe, ek het genoeg vir my kinders om van te lewe, ek het genoeg vir my kleinkinders om van te lewe. Come on, God is good. God is good all the time. Dis lekker. Dis nie sleg om so te lewe nie. Maar check wat antwoord Jesus in Lukas 12 vers 20. Maar God sê vir hom, jou dwaas. Wat? Maar ek is set for life. Come on, Jesus, tot my kleinkinders kan lewe. Imagine 'n klomp bosoffies wat hier rondhardloop met die beste goeders. Come on. Jesus antwoord hom, jou dwaas. Ons gaan nou die ander stuk verder lees. Sien, Jesus se audience steek mekaar hierso. Want hulle sê, Here, maar hierdie kan nie 'n dwaas wees nie. Ek meen, hy's 'n geseënde van God. En in daardie kultuur het hulle gedink dat wanneer jy ryk is, dan is jy in God se favour. En dis nie, sal ek my hart sê dat kerke nog so dink. Sal ek maar dat kerke so dink dat, as jy ryk is, dan het jy die favour van God, en as jy arm is, dan kort jy meer geloof. Weet nie. Die rykste man ter wêreld is nie 'n Christen nie. Tog bless die Here hom seker maar, hy weet nie. Top 5, top 10 mense, die rykste mense ter wêreld, is nie een Christen nie. So, wat jy bepaal, wat jy het, bepaal nie noodwendig, of jy die favour van God het, of nie. En vir hierdie ryk man, mense het gedink, hy's 'n geseënde van God, hy het al hierdie ekstra goed, hy bou selfs ekstra plekke, om al hierdie ekstra goeders te kry. En Jesus sê vir hom, jou dwaas. In Engels, jou fool. Jou dwaas. En ek dink nie Jesus sê vir hom, jou dwaas, omdat hy ryk is nie. Dink jy dis die probleem nie? Ek dink nie Jesus het 'n issue daarmee, dat 'n mens ryk het nie. Inteendeel. Dink jy dis 'n issue nie? Ek dink Jesus kom sê vir hom, jou dwaas, omdat hy nie geweet het wat om te doen, met al sy ekstra geld nie. Hy, die ryk man, het gedink, al die ekstra geld al die ekstras is net vir hom. Hy het gedink, al die ekstra graan, en al die ekstra goeders wat hy so kry, en al die ekstra staf, is net vir hom. En ek dink, as ek en jy vanmôre dalk hier sit, en ons dink, jy dink al jou ekstra, is net vir jou, en net vir jou toekoms, dan dink ek mis ons 'n punt vanmôre, kerk. Dan dink ek mis ons 'n punt. Kom ons gaan lees daai stukkie verder aan. Maar God sê vir hom, jou dwaas, in vers 20, vandag nog sal jou lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? Met ander, vandag nog sal jou lewe opeis, vandag nog gaan jy dit nie maak nie, môreoggend gaan jy nie opstaan nie, en wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? Met ander woorde, dis sê vir my, luister die ryk man, jou tyd is uit. Jou tyd het opgeraak, maar jou geld is nog nie eens op nie. En ons in Suid-Afrika is goed daarmee, nie? Ons geld sal nooit, ons tyd gaan baie keer eers opraak voor ons geld opraak, omdat ons goed is om toekoms te verseker. Ons is goed daarin. Ons is brilliant daarin om ons toekoms so te verseker, dat ons tyd eers te gaan uithardloop voor ons geld uithardloop. En Jesus kom sê vir hierdie ryk man, vandag nog gaan jou lewe opgeëis word. Wie gaan dan al die goed kry? Wie gaan dan al hierdie ekstras van jou kry? Wie gaan dan hierdie goed wat jy so opgegaar het en gehou het, want jy het gedink jy gaan daarmee te doen kry, en jy gaan dink jy, wat gebeur met dit? Kan ek vir sê wat met dit gaan gebeur? Iemand anders gaan dit kry. En nie omdat jy vergewig is nie, omdat jy dood is. Dis hoekom. Wat gaan met dit gebeur? Vers 21, julle gaan nie nou van my hou nie, maar kom my nou maar. So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is by God nie. Yes. Volgende week het ons 'n wonderlike reeks, julle kan nie wag om terug te wees nie. Kerk, Jesus is nie teen die feit dat jy vir jou toekoms verseker nie. Inteendeel, ek wens ek het meer tyd gehad, ek wens ek het meer tyd gehad, want ek het eintlik nog 3 preke gehad, maar Alice het gesê, kan nie nog 3 keer preek. Ek wou nog juist gepraat het oor hoe om uit skuld uit te kom, en ek wou nog baie graag gepraat het oor hoe om vir jou toekoms te verseker, want die Bybel is baie duidelik oor hoe om vir jou toekoms te verseker, maar prys die Here, ek sal dit maar verlos vir volgende jaar. Alright. Sien, Jesus is nie teen dit,
om vir jou toekoms te verseker nie. Jesus, dink ek, probeer almal net vir ons vermoede leer dat alles wat hulle het, al die extras wat ons het, is nie altyd net vir ons om te gebruik nie. Ons moet onthou om ook ryk te wees teenoor God. Ek dink dis wat Jesus ons vermoede wil. Ek dink dis die punt vermoede van hierdie preek. Luister, al jou extras is amazing. En dit is okay om te gaan hê 'n pensioen te hê. En dit is briljant om te sorg. En dit is briljant om te kyk. En dit is briljant, maar onthou net om ook ryk te wees teenoor God. Onthou net om ryk te wees. Want Jesus kom hier so en sê duidelik, ek weet julle is ryk teenoor julleself. Hey, julle 2 karre. Julle bly in huise. Julle eet elke aand. Julle het hierdie amazing besighede en hierdie amazing. Ek weet julle is ryk teenoor julleself, maar onthou, pas op. Moenie vergeet om ryk te wees teenoor God nie. Okay, Here, dis great, maar hoe is ek ryk teenoor God? Ons 'n Bybelvers, Lukas 12 vers 33, selfe ene net, selfe stukkie net heel onder. Verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes. Skaf vir julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie, 'n onuitputlike rykdom in die hemel, waar geen dief dit kan bykom en geen mot dit kan verniel nie. Is nie mooi nie? Sien kyk, in God se ekonomie, wanneer jy jou ekstra neem en jy gee dit, dan beteken dit, jy gee dit sodat die koninkryk van God vergroot, dan beteken dit dat jy rykdom in die hemel maak. En dit beteken, jy's ryk teenoor God. Dis easy. Al jou extras, as jy na jou extras gaan kyk en jy soos, ek gee, het sy dit nou vir die armes is, het sy dit vir die kerk is, so die koninkryk vergroot, het sy dit ook al nou is, okay? Beteken dit jy's ryk teenoor God. En ek weet, as jy ryk is teenoor die dinge wat vir God belangrik is, dan is dit asof jy ryk is teenoor God. En die amazing ding is, 'n dief kan dit nie steel nie. Motte kan dit nie verniel nie. Dis die beste ding. Ek sê altyd vir Alicia, luister, Alicia, you take care of God's business, and God will take care of your business. Dis easy. Wie hou jy net aan ryk wees teenoor God? Sien, hierdie ryk man het alles verloor die oomblik toe hy sy laaste asem uitblaas. En die Bybel sê baie duidelik, dit sal ook so wees met almal van ons. Of jy nou ryk is en of jy arm is, en of jy middelklas. Die Bybel sê, almal van ons gaan ons asems uitblaas op 'n stadium. Ek weet, dis nou nie ook julle wil huis toe stuur nie, maar almal van ons gaan op 'n stadium ons asems uitblaas. En wat doen jy met jou ekstra? Wat doen jy met al hierdie goeders wat jy so opgaar? En as jy vermoed so dink om te dink, yes, jy weet, ek het nie eintlik ekstra nie, dan is daar 'n totale alle wanbalans in jou finansies. Want jy dink dat jy nie ekstra het nie, want die rede hoekom jy so dink is, want jy dink steeds dat alles wat jy het, is vir jou bedoel. En dit is net vir jou. En dit is 'n wanbalans. Ek kan nie sonder dit lewe nie. Ek kan nie sonder hierdie ding lewe nie. Ek het hom nog nooit in my lewe gebruik nie, maar ek moet 50 hemde in my kas hê. Ek moet 50 hemde in my kas hê. Ek moet. En eendag gaan ek hulle almal dra. Ek gaan nou maar niks verder sê. Daai ek sien daar was 'n beweging, so toe los ek dit nou maar. Ek het huiswerk. Ek slaag gepreek, kan jy glo? Hier is laat sit. Jessie. Slaag gepreek. Ek het huiswerk. Okay. Ek wil dit nou nie te heavy gemaak het vanmôre nie. Ek het huiswerk. En dit gaan tyd vat. Hierdie huiswerk gaan tyd vat. Maar ek dare jou. Ek double dalk dare jou. Soos ek triple dare jou. Triple dare jou. Ek wil hê jy moet gaan sit en bepaal hoeveel geld jy die laaste paar jaar, die laaste jaar weggegee het. So wat ek wil hê jy moet gaan doen, hè? Ja, huiswerk. Waar werk? Ek wil hê jy moet gaan sit en kyk, wat het jy die laaste jaar weggegee? En dan wil ek hê jy moet dit gaan bepaal in 'n persentasie. Wat is die persentasie? Want dan hoor nou mooi, hoekom ek het in 'n persentasie, want God werk met persentasies. Hy gee nie om oor bedra nie. Right? Of jy nou R1 miljoen gee of jy R100 gee, right, moenie worry, daar's nog niemand wat R1 miljoen gee het nie, ontspan. Right, daai ou verbid ek nog. Okay? Dan sê dit een van jou. Okay, wel. So, of jy R1 miljoen gee of jy R100 gee, God is nie gepla oor bedra nie. Hy gee nie om bedra nie. Right, dis hoekom ek vir jou sê, ek wil jy moet gaan uitwerk hoeveel jy gegee het in 'n jaar en dan vat dit na 'n persentasie toe. En dan wil ek hê jy moet dit na kyk. Want by the way, 'n artikel wat ek gelees het sê, die algemene Suid-Afrikaner gee net 2% van hulle inkomste weg. 2%. Die politiek daarbo, dit weet ons nou.
is 0. 0. Alright? Okay? Dan wonder ons hoekom ons land, in elk geval, 0. Okay? Die algemene Suid-Afrikaner gee net 2% weg. Dis eintlik skokkend, né? Dan hoor jy mense sê, ons is so vrygewige mense. Wel, 2%, okay? En dan die volgende vraag wat ek wil hê moet vra is, nou dat jy uitgewerk het, wat is jou persentasie, is jou huiswerk vir my, is ek wil hê, jy moet gaan sit, en jy moet met jou man oor gesels, jy moet met jouself oor gesels, jy moet met die Here daaroor gaan gesels, en dan moet jy vir die Here vra, Here, wat se persentasie wil ek graag hierdie jaar weggee? Ja. As jy 2% is, kom ons vat jy die algemeen 2%, jy sê, Here, ek wil hierdie jaar 2,5 gee. Dan wil ek hê jy moet daai persentasie uitwerk. En nadat jy daai persentasie uitgewerk het, moet sê, luister die Here, dis die persentasie wat ek wil ryk wees teenoor God. En as jy nog nooit 'n persentasie geer was, wil ek vanmôre vir jou sê, dis 'n game changer. Dis 'n absolutely game changer. As jy nog nooit in jou lewe 'n persentasie, dis 'n absolute, is 'n totale game changer. En dan double dark dare ek jou. Alright? Om vir die volgende 12 maande konstant daardie bedragie te gee. Jou lewe gaan change. Yes. Praat met almal wat gee. Hulle gaan vir jou sê die een ding wat hulle nie kan bekostig nie, is om nie te gee nie. Dis 'n life-changing moment. En ek dare jou. 12 maande, give it. Give it. En dit gaan game changer. Dis 'n absolutely game changer. En stiek by. Maand 1 gaan terrible wees. Hoor mooi. Maand 2 gaan terrible wees. Maand 3 gaan terrible wees. Maand 4. Maand 5. Maand 6. Inteendeel, ek weet my finansies oukies gaan nie daarvan hou nie. As jy dit vir 12 maande gegee het en jy sien jou lewe het nie verander nie, sal ek dit vir jou teruggee. Okay? Ek sal dit vir jou teruggee. Ek sê ernstig, ek sal dit vir jou teruggee. As jy na 12 maande gekom het en jy het my gewys, jy het 12 maande, jy het gesê ek is hierso in hierdie kerk, wherever, okay, jy wil dit nou in hierdie kerk gegee het, is ek nou af. Is ek af? Ja. Dankie. Sorry, ek wonder wat my battery is. Dylan, ek het dit dalk nie gecharge nie. Right vir 12 maande. Right, gee dit en as jy dit nie kan nie, dan gee ek dit terug. Ek is klaar. Jessie, battery het amper gehou. Okay? Okay, hier is die challenge. Right, ek het gesê, as jy bang is, ek het nie geskryf. As jy bang is, moenie dit doen as jy bang is nie. Alright. En soos jy vrygewig is, gaan jy sien hoe geld gaan begin change. En gaan jy sien hoe jy kleur gaan sien. Die hemel gaan ander blou wees. Die wêreld gaan ander kleur hê. Die oomblik as jy begin losbreek van gierigheid en losbreek van stinginess. Ja, ek is nie stingy nie. Ek weet jy's nie stingy nie, jy's net 'n goeie beplanner. Right? Of versigtiger, okay? Okay. Stingy is moeilik om in die spieël te sien. Ek weet dit. Stingy is moeilik om in die spieël te sien. Ek weet dit, okay? Okay. Kan ek vir jou sê wie's nie bekommerd oor die ekonomie nie? Definitief ryk mense nie. Ryk mense is doodbang. Alright, ek het nou met hulle gechat. Ryk mense is doodbang oor die ekonomie. Ryk mense is alles absoluut, want hulle het die meeste om te verloor. Ek sal altyd vir hulle, imagine julle daai geld weggegee dat julle nodig gehad om bekommerd te wees oor daai geld nie. Alright. Nou dag vir my, Alicia, sit ek en Alicia sê vir mekaar, dalk moet ons meer gee want dan het ons niks om te verloor nie. Mense gee net meer dan ek niks om te verloor nie. Want die Bybel sê waar ek gee, dief kan dit nie steel nie, mot kan dit nie verniel nie. Ek sê nou, worry ons die hele tyd oor wat gaan Trump doen? Gaan Trump so maak, gaan Trump so maak. Ek gee dit net weg dan het ek dit in 'n geval nie. Dan sit iemand anders se sinne. Ek is altyd dankbaar, ek het dit neergeskryf eintlik. Ek is so dankbaar vir my ma wat daar agter sit. Ek is so dankbaar vir my ma wat ons van kleins af geleer het hoe om vrygewig te wees. Ek is so dankbaar vir my ma wat aanhou vrygewig is. Come hell water. Vrygewig. Yes, Erik, maar hier is 'n terrible tyd vir ons. Ek weet, hier is die perfekte tyd. Hier is die absolute perfekte tyd. Kan ek vir sê, wie is nie bekommerd oor die ekonomie nie? Die mense wat verstaan dat hulle is nie afhanklik van hulle dinge nie. What happens, happens. What happens, happens. Hey, ons dien 'n God wat sê, daar's 'n Bybelvers wat sê, hy owns 1,000 cattle on 1,000 hills. Dis ons God. En ons is bekommerd. Ons is bekommerd. Alles behoort aan hom. Ons is, stop om te lewe, asof dit net van jou afhang. God kyk na jou. Okay? Kom ons bid so. Here, taf.
Ek weet, Here, dit is nie lekker nie. Ek weet, dit is nie lekker nie. Here, maar ek kom bid dat U vermoere, dat die Heilige Gees vermoere iets kon doen in mense se harte, Here. Dat ons vermoere sal besef, dat ons is eintlik skatryk, Here. Here, ons wil nie 'n kerk wees waar ons besittings, ons is afhanklik van dit nie, Here. Ons wil 'n kerk wees waar ons altyd vrygewig wees. Here, ons wil mense wees wat 'n balans het in ons finansies, wat wil aanhou gee en wil aanhou ryk wees teenoor U. Here, en ek kom bid, Heilige Gees, ek kom bid vir die volgende maand, vir die volgende week, vir die volgende maand, kom chat met ons daaroor. Kom verduidelik ons, wat beteken dit om te gee? Here, kom help ons om ons planne en ons budgets en ons dinge reg te kry, om te kan sê, Here, dis waar ek wil vrygewig wees. Here, ek kom bid vir die mense wat hier by ons wil vrygewig wees, Here, dan weet ek, Here, U ken my hart en my gebed, Here, dat U daardie mense sal next level. Here, maar as die mense is wat op ander plekke wil vrygewig wees, op ander kerke wat sukkel, Here, dan kom bid ons sommer. So kom ons bid, Here, ek kom bid sommer vir daardie kerke, Here, wat partykeer so finansiëel sukkel.